Hartlike goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om dan ook so vanmôre saam te wees in die huis van die Here. Die plek waar hy gesê het, waar ons een of twee bymekaar kom, daar is hy. En ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus met die woorde: mag vrede, genade en barmhartigheid vir julle vermeerder word deur God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Nou, ons gaan vanmôre die diens open met die volgende lied, Vreugdevolle Tyding, liedboek 258 verse 1 tot 3. Kom ons staan as ons die noot ontvang en ons sing dit hartlik saam, ook as 'n liefdesoffer aan die Here vanmôre. Terwille van die tyd gaan ons vanmôre nie die geloofsbelijdenis behandel nie. Ons het 'n redelike klompie punte om deur te gaan om af te sluit met beginsels van die koninkryk vanmôre. U kan solank die woord van die Here oopmaak in Spreuke die 3de hoofstuk waar ons weer 'n paar verse gaan saam lees. Spreuke die 3de hoofstuk. En terwyl u blaai, begin ons, en soos om jy op die reeds gesê het, volgende week met die verootmoedigingsdienste. En dit is belangrik dat ons deur die week 'n bietjie sal tyd maak met die Here en stil raak voor die Here en ook vir ons verwagting van die Here bekend maak. Wat verwag ek van die Here vir 2026? Wat is die doel dat ek myself wil verootmoedig? Wat is die doel waarom ek my moet verootmoedig? Maar wat is dit wat ek bereid is om op te offer vir hierdie geleentheid? En ek sal u aanmoedig om op tyd te maak in die week en stil te raak en die harte so voor te berei vir daardie geleenthede wat aankom is. Spreuke hoofstuk 3 gaan ons daar saam lees vanaf vers 1 weer en ons maak ons harte stil en vra die Here se seën oor hierdie woord. Dierbare, wonderlike Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om in die naam vanmôre tot die Vader te kan bid deur die werking van die Heilige Gees in ons binneste, op grond van dit wat hy gedoen het op Golgotha, toe hy daar vir ons sonde aan die kruishout gesterwe het, begrawe is, opgestaan het en opgevaar het en waar hy self aan die regterhand van die Vader vanmôre vir ons intree. Wat 'n voorreg om vanmôre te weet dat ook hierdie gebed vanmôre in God, deur God en tot God is. Dat dit nie vanmôre op grond van ons werke is, vanmôre op grond van ons getrouheid selfs om hier te wees nie,
maar vanmôre alleen op grond van Jesus Christus wat ons voor U kom buig en tot U roep en tot U bid. Here, besoek ons vanmôre op 'n wonderlike wyse. Maak ons vanmôre bewus van U teenwoordigheid. Here, ek onthou hoe dat ek ook maar 'n diens bygewoon het soos die en uit gewoonte, omdat ek genooi was, sodat mense nie dink ek is goddeloos nie. Maar Here, terwyl ek met een doel en rede na die diens toe gegaan het, het U daardie dag 'n ander doel gehad en met my ewe skielik gespreek. Sonder dat ek gedink het, sonder dat ek voorbereid was, ewe skielik my bewus gemaak het van tyd en van ewigheid. En dis my gebed vanmôre vir elke persoon hier, Here. Ons is miskien vanmôre hier, want dis wat ons doen op Sondag, ons staan op en ons kom kerk toe. Miskien is daar vanmôre mense wat nie eens 'n spesiale verwagting het nie. Miskien is daar mense wat maar net hier is omdat iemand hulle genooi het, sodat my broers my hier kan sien. Ander dalk met opregte, eerbare motiewe, hulle wil werklik met U ontmoet, maar ongeag wat ons doele is, ongeag wat ons bedoelinge is, ewe skielik kan U ons vanmôre bewus maak van U self en U doel. Want Here, ons weet U het vanmôre 'n doel met hierdie diens. U het vanmôre 'n doel met elke persoon wat hier sit. U het vanmôre 'n doel vir Springs. En ons roep tot U, Here, dat U op 'n kosbare wyse vanmôre daardie doel sal bereik in elke hart. Help vir ons, Here. Stel ons harte in op die hemelse frekwensie om U te kan hoor vanmôre. Terwyl ons hierdie woord lees, Here, openbaar dit aan ons. Spreek met ons daardeur, Here. Maar Here, ons gebed is dat U verheerlik sal word daardeur. Dankie dat ons vanmôre voor U kan buig, Here, nie net vir hierdie diens nie, maar vir ander dienste soos hierdie in Suid-Afrika en in die wêreld. Dat ons vanmôre nie net kan bid vir ons eie node hier in in Springs nie, maar ook vir die node van ander in Suid-Afrika, Here. Soos in besonder vanmôre miskien weer dink aan daardie gebiede wat deur droogte getuister is. Here, dat U sal voorgaan. Here, dat U die wolke sal skeer, Here. Ag Here, dat die aarde sal deurdrenk met die goedheid. Here, ons dink vanmôre aan die woorde van die psalmskrywer wat die naam groot maak in Psalm 104 en hy sê hy het die aarde gegrond op sy grondveste sodat dit vir altyd en ewig nie wankel nie. Met die watervloed het U dit oordek soos met 'n kleed, die waters het oor die berge gestaan. Vir U dreiging het hulle geskrik, vir die stem van die donder weggevlug, oor berge opgereis en in laagtes weggesak na die plek wat U vir hulle gegee het. U het 'n grens gestel waar hulle nie meer oor mag gaan nie. Maar dan sê hy wat die berge laat drink uit sy solders. Ja, Here, U laat hierdie aarde deurdrink word deur U solders. Daar aan die begin sê hy wat van wolke sy wa maak en van winde sy diensknegte. Here, terwyl ons die wolke so sien, hierdie paar dae wat dit bedompig is in wolke, Here, dan sê die psalmis, die wolke is U wa, Here. U is met ander woorde verby, U is besig om met die koets met respek gesê hier oor die Oosrand en hier oor Suid-Afrika en oor verskillende dele van die wêreld te gaan met daardie wolke, Here. En op die regte tyd sal U dit uitgiet. En ons bid, Here, daar waar daar droogte is, help vir hulle, Here. Gee dat as hulle opkyk en 'n wolkie sien, dat hulle sal sê, Here, U is op pad. Dat ons geloof in U sal stel. Dankie, Here, dat ons vanmôre by hierdie diens kan bid vir hierdie verskillende dinge, vir ons eie node en weet dat vanmôre elke gebed ja en amen is in Jesus Christus. Dat ons vanmôre weet, Here, dat hierdie gebede is nie net gehoor nie, maar dit word verhoor. En ons eer U daarvoor. Dankie dat ons dit kan bid vanmôre in Jesus se wonderlike naam. Amen. Spreuke hoofstuk 3 gaan ons dan voort vanmôre. Ons lees daar vanaf vers 3. Vanaf vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad.
Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie 'n weerstand in jou werk nie, want die Here tugtig omdat hy lief het, ja, soos 'n vader 'n seun in wie hy behaag het. En dan van vers 13, gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. En dit is kosliker as korale en al jou kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lente van dae en in sy linkerhand rykdom en eer, sy weë is 'n lieflike weë en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond en deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en die wolke dou gedrup. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. Dan sal dit lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. En as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en as jy lê, dan sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die struik. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek jou môre gee terwyl jy dit het. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld nie en verkies geen een van sy weë nie, want die verkeerde is vir die Here gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaas behaal skande. Sover uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Nou, ons het met die begin gesels 2 weke gelede rondom die tema beginsels van die koninkryk. En wat baie belangrik is om hierdie dinge te harte te neem en dit uit te lewe. Dit is die beginsels waarvolgens mense behoort te lewe as hulle in die koninkryk van God lewe. As jy weergebore is dit die dinge, dit is jou grondwet. Dit is jou konstitusie, dis waarvolgens jy moet lewe. Hierdie verskillende beginsels. En hierdie verskillende beginsels kan 'n mens opdeel in verskillende kategorieë ook natuurlik. Die fondasie daarvan sal die eerste paar wees wat praat van gehoorsaamheid, liefdevolle getrouheid, van nederigheid, van afhanklikheid en van rentmeesterskap. Die volgende groepering sal dan wees, hoe lewe ek hierdie eerste beginsels uit? En dit is in onderdanigheid, in barmhartigheid wat ons na verlede week gekyk het, naaste liefde waarna ons vandag gaan kyk, vergenoegdheid en ootmoedigheid. Dis van die dinge hoe jy dit uitlewe. Maar hier in die middel, dan verander hy die formaat, want aan die begin is dit 'n beginsel met 'n belofte, later aan die einde word dit 'n beginsel met 'n stelling, maar hier in die middel vat hy 'n hele paar verse rondom die middelste beginsel, naamlik wysheid, wat 'n verwysing is na die Here Jesus Christus. En vanmôre, terwyl ons nou reeds hierdie eerste paar na gekyk het, ons het gekyk na gehoorsaamheid, ons het gekyk na getrouheid of liefdevolle goedheid, ons het gekyk na afhanklikheid, nederigheid, rentmeesterskap, onderdanigheid, barmhartigheid, gaan ons dan vanmôre voort met die volgende paar van hierdie beginsels. En die eerste wat ek vanmôre dan met u wil deel, wat ons vind in hierdie volgende groepering, en dan ook natuurlik wat is, hoe jy dit moet uitlewe, is die 8ste naaste liefde. 'n Mens kan dit ook moontlik noem broederliefde. En ons vind dit in verse 29 en 30. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie. Ekskuus, verse 29 en 30. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak
met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Die 8ste beginsel van die koninkryk wat ons dan vind hier is die van naaste liefde, die van broederliefde. En weer eens, soos by baie van die ander beginsels, is die opdrag tweeledig. In die eerste plek, bewerk geen onheil. Bewerk geen onheil. Lees ons daar in vers 29, teen jou naaste. Bewerk geen onheil teen jou naaste. Ons kan dit ook vanmôre so vir mekaar sê, moenie fout soek met jou naaste nie. Moenie verdag maak nie. Moenie rampspoed beplan nie. Jy sien vriende, dit is 'n groot probleem in baie groeperinge, dis nie net kerkgroepe nie, dis in werksgroepe, dis in familiekringe, maar dit gefiltreer deur tot in kerkgroepe, waar jy vind dat mense onheil bewerk teen sy naaste, onheil bewerk teen die persoon in sy straat, onheil bewerk teen die persoon in die meentuiskompleks, onheil bewerk teen daardie sekere werkgewer by die werk. En hy begin hierso en hy sê, bewerk geen onheil. Nie bietjie nie, geen. Jy sien in die samevatting van die wet, sê die Here Jesus hierdie woorde, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag, en jou naaste soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet, jou naaste soos jouself. Nou vriende, wie het nou ooit onheil teen homself bewerkstellig? Wie het nou ooit daar by die werk aangekom en anonieme e-pos gestuur teen homself? Meneer, jy moet kyk wat doen, so en so. Wie het ooit gegaan daar by die gemeente waar hy ou hom nie sien nie en dan beskinder hy homself? Dan praat hy van homself kwaad. Dan maak hy mense verdag teen homself. Nee, 1000 maal nee, dit gebeur nie. Om die waarheid te sê, Paulus skryf vir ons daar in Filippense, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Ons moet mekaar hoër ag. Julle moet nie elkeen na sy belang omsien nie, maar elkeen ook na die van die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Maar hierdie beginsel is nie net een van my broeders of broederliefde nie, want broederliefde is die gemeente, die woord wat hy gebruik is ook naaste. Met ander woorde, dit brei uit na die persoon wat langs my woon, wat nie kerk toe kom nie. Die persoon wat nog nie die Here Jesus ken nie, maar hy woon hier in my omtrek, hy woon hier in my gemeenskap. 'n Wyle gelede luister ek 'n boodskap van 'n godlonaar uit die Israel visie uit, en hy verduidelik hoe dat die naaste is, en hy kom daar in die Ou Testament, en ek wens ook kan met sulke mense debat het, dat jy hom net kan stop en vir hom die Nuwe Testament lees. Dan verduidelik hy dat die naaste is net 'n lid van jou familie of van jou kerk, dis jou naaste. Hy sê hierdie ander mense moet jy haat, en dan vat hy nou 'n paar Ou Testamentiese verse. Maar die konteks waarin die Here Jesus gepraat het oor naaste liefde, kom hulle sê, Here Jesus, wie is ons naaste? Wie is ons naaste? En hy vertel vir hulle 'n verhaal van 'n Samaritaan. Die persoon wat hulle gesien het as 'n hond, die persoon wat hulle gesien het as sleg. Die persoon met wie hulle nie mag saam geëet het nie. Die persoon waar die Here Jesus daar by die krib kom en die vrou sê, hoe is dit dat u met 'n Samaritaan praat en dit nog 'n vrou? En die Here Jesus sê, daai persone met wie jy nie mag gepraat het nie, dis jou naaste. Die beginsel van naaste. Jy sien vriende, dit was die Here se eie sogenaamde broeders moes gewees het van sy eie geloof, die Fariseërs en die priesters, wat onheil teen hom bewerk het. Ons lees in Johannes 11 van die dag af het hulle saam beraadslag om hom om die lewe te bring. Hulle het letterlik doelbewus onheil bewerk teen die Here Jesus. Ons lees ook daarvan in Matteus, en van toe af het hulle goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Maar weet jy vriende, baie kere dan lees ons hierdie verse en ons sê, hoe kon hulle onheil bewerk teen die Here Jesus? Hoe kon hulle 'n geleentheid soek om hom om te bring? Maar dan is dit so dat baie kere onder ons 'n geleentheid soek om 'n persoon te vertel wat ons van hom dink. Of 'n geleentheid soek om agter sy rug te gesels. Jy kom dit sommer agter as die persoon nader kom en raak die gesprek stil. En dan dan loop hulle so een kant toe, hulle wil tog net graag klaar praat. En hier vind ons die 8ste beginsel wat ek en jy moet ook deel maak van ons lewens, bewerk geen onheil.
Maar die tweede deel van daardie ding is twis nie. So in die eerste plek is dit moenie hier agteraf onhou bewerk teen jou naaste nie. Ten tweede twis nie sonder rede nie. Ons sê nie dat 'n mens nie 'n persoon moet aanspreek wanneer daar rede is nie. Daar is baie keer 'n rede dat ons 'n persoon moet aanspreek en die Here gee vir ons die manier om dit te doen. Gaan in liefde met die doel om per broeder te win en gaan spreek hom aan. En as hy nie luister nie, bring 'n tweede as 'n getuie saam. En as hy nie luister nie, bring hom voor die gemeente. Ek wonder wat sal gebeur as ons vandag mense voor die gemeente bring en sê broer so en so staan op, ek het nou met jou gepraat oor die ding en ek en broer so het met jou gepraat en die kerkraad met jou gepraat en jy wil nog nie luister, jy sê nou vir die hele gemeente wat gaan jy maak? Dan gaan ons net oor na die ander kerk toe. Dan's Brakpan se EG of Boksburg se EG of nie te ver nie. As dit moet NG. Maar moenie twis sonder oorsaak nie. Hy sê spesifiek twis nie sonder oorsaak nie. Twis nie met 'n persoon wat jou geen kwaad aan gedoen het nie. Vriende, daar's mense wat net lief is vir beklei. Daar's mense wat lief is vir twis. Ek hoor eendag 'n dametjie sê vir my, sy's nie eintlik een wat kla nie. Toe kla sy. Ek is nie eintlik een wat kla nie, toe kla sy. En hoe langer ek al leer ken, toe kom ek agter as ek haar nou moet beskryf, dan sê ek die een wat altyd kla. Maar sy begin hom altyd, ek's nie eintlik een wat kla nie, dan kla sy weer. En weet jy vriende, baie kinders van die Here is so, ek sê eintlik een wat twis, maar as jy my sien, dan twis ek alweer. Vriende, 'n belofte, 'n beginsel van die koninkryk wat baie belangrik is. En hierdie is een in die groepering van hoe ek dit uitlewe. As ek dan sê dat ek gehoorsaam is ek dan getrou, liefdevolle goedheid in my lewe 'n beginsel gemaak het. As ek afhanklik is van die Here, dit 'n beginsel gemaak het. As nederigheid 'n beginsel is van my lewe, as rentmeesterskappe 'n beginsel van my lewe is, dan moet ek dit uitlewe in barmhartigheid. Dan moet ek dit uitlewe in onderdanigheid. Dan moet ek dit uitlewe in naaste liefde. Want die gebod sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, dis getrouheid. Liefdevolle goedheid. Of jy nou met die slegte been of die verkeerde been of die regte been opgestaan het. Goedheid. Nou, hierdie beginsel het geen belofte nie. Maar dit is omdat liefdevolle goedheid jou metgesel is. Omdat jy dit as 'n hals om jou nek gedra het. Omdat gehoorsaamheid nie vergeet word nie. Omdat jy moeite doen om uit te vind wat die Here se wil en doel vir jou lewe is. Omdat nederigheid 'n ding is wat jy nastreef en uitlewe, jy dink nie meer van jouself as jy behoort nie. Daarom moet jy hierdie beginsel dan uitleef, omdat Christus dit vir ons gedoen het. Paulus sê, laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook Christus in Christus was. Dan gaan ons verder, spring ek sommer hier baie verder. Die volgende ene vind ons dan in verse 31 en 32 en dit bring die gedagte na vore van die beginsel van vergenoegdheid. Ons lees hierdie woorde in 31 en 32. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld nie en verkies geen een van sy weë nie. Ons kan dit ook skryf, wees nie afgunstig op die persoon wat heers nie. Want 'n geweldenaar is een wat heers, dis 'n tiran. Want die verkeerde is vir die Here gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld nie. Weereens kom die opdrag tweeledig. In die eerste punt vind ons wees nie afgunstig en die tweede ene is verkies nie. Elke keer is daar hierdie twee aspekte wat na vore kom. Wees nie afgunstig nie. Wees nie ongelukkig nie. Moenie ongelukkig wees oor wie die persoon is. Die man is 'n man van geweld en kyk hoe goed doen hy en kyk wat se pos beklee hy. En hoekom het hy bevordering oor my gekry? Wees nie ongelukkig oor wat hy het nie. Maar hoekom het hy dan nou die mooi kar? Hoekom het hy nou alweer daardie kar? Vriende, in hierdie lewe waar ons lewe, en in hierdie regering is dit baie moeilik, maar dis iets wat ons moet sê, maar Here, ek is tevrede met wat ek het. Ek hoef nie Malema se posisie te verlang nie, te verkies nie. Of miskien iemand anders nie. Wees nie ongelukkig oor wie hulle is en wat hulle het nie. Wees nie ontevrede oor wat ons nie is nie en wat ons nie het nie.
Want jy sien, as jy afgunstig is, as jy ongelukkig is oor wat hy het, dan is jy ontevrede met wat jy nie het nie. As jy ongelukkig is oor wie jy is, dan is jy eintlik ongelukkig oor wie jy nie is nie. Maar jy dink nie aan wat jy het en wie jy is nie. En dit bring die gedagte na vore, wees vergenoegd. Paulus skryf hierdie woorde in 1 Timoteus 6 vers 6, maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groot wins. Die feit dat jy gered is, moet maak dat jy tevrede is met wie jy is en met wat jy het. Wees nie afgunstig nie. Wees nie afgunstig op rykdom of magtige posisies nie. Moenie blind raak vir wat jy het en wat jy wie jy is, as gevolg van wat ander het en wat hulle is nie. Dis die beginsel wat na vore kom. Bedink dit nie, is die tweede een. Verkies geen een, wees nie begeerig nie, besoek dit nie, bedink dit nie, moet jou hart nie daarop vestig nie. Ons vind dat Job was 'n man voor wie God teen die begin geen blaam gelê het nie. Het jy gelet op my knegt Job? En toe al hierdie dinge oor sy lewe kom, het hy baie dinge begin bevraagteken en baie keer het hy self baie ongelukkig geraak met ander mense. En aan die einde van Job se lewe vind ons dat hy het iets gekry uit daardie hele verhaal uit. Terwyl hy voor God aan die begin geen skuld gehad het, hy kom hy hier aan die einde en hy sê in 42 vers 4, hoor tog en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. O vriende, daai is ootmoedigheid, ons gaan nou by hom kom. Hy sê, weet jy Here, ek het nou al hierdie wonderlike dinge vertel vir hierdie teologiese vriende wat my valslik aangekla het, en toe was daar die ander een, en ek het nou al hierdie dinge gesê, maar vers 5 sê, maar van hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Hy sê, Here, ek het 'n fout gehad, maar nou weet ek. Maar hy kom daar, die einste Job in vers 21, vers 7, hy sê, waarom bly die goddelose lewe, word hulle oud? Ja, neem hulle toe in krag. Hy vra die vraag, Job het by daardie plek gekom waar hy dit bedink het. En nou kom die Here en hy sê 'n beginsel is, moet dit nie eens bedink nie. Moet dit nie bevraagteken nie. Moenie eers jou hart daarop vestig nie. Ons lees in die psalmis ook van 'n psalm waar hierdie verhaal vir ons uitgebeeld word. In vers 73 vers 3, want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose gesien het. En hierdie beginsel sê, moenie daar kom nie. Moenie daar kom nie, hoekom nie? Want u vriende, wat u nie weet nie, is u moet verder kyk. Psalm 73 vers 18 sê, waarlik u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in die pyn val. Ja, jy kyk na daai geweldige man, en dit lyk vir jou, of hy vooruitstrewend is, maar wat jy nie weet nie, hy is op 'n gladde plek gestel. Ja, dit lyk of hy weer 'n nuwe kar ry en weer 'n nuwe kar ry en hy gaan net van krag tot krag, maar wat jy nie weet nie, hy is op 'n gladde plek gestel. En daarom gaan Psalm, net voordat hy dit sê, Psalm 73 vers 16 en 17, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Let op, totdat. Hy sê hierdie woorde, dit was moeite om dit te probeer bedink, hoekom die goddelose so goed doen, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Totdat ek gekyk het na, wat is my einde en wat is sy einde? Wat is my erfporsie? Wat is sy erfporsie? Dan kom ek by 'n plek wat ek kan sê, Here, ek is tevrede met wat ek hier het. Ek is nie meer op gladde grond nie, ek is op 'n vaste rots. Vergenoegdheid. Moenie afgunstig wees nie, maar moet dit ook nie begeer nie. Moenie kwaad raak nie, moenie ongelukkig raak nie, maar moet ook nie eers jou tyd mors om daaraan te dink nie. Want hy sê hierdie woorde, sy wee is gruwel, dit eindig altyd in leegheid en oordeel. Weet jy vriende, dit maak nie saak hoe ryk jy word nie. As dit sonder God is, eindig dit altyd in leegheid en oordeel. Maak nie saak hoeveel mense van jy hou en nie hou nie. As jy gaan kyk na mense wat hulle lewe geneem het, daar's mense wat op straat was en daar's mense wat groot roem bereik het. As jy kyk na mense wat deur slegte siektes doodgaan, daar's arme mense en ryk mense. Hy gee 'n belofte, hy sê, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Maar sy verborgenheid is met die opregtes. En
die psalmskrywer vind dit eers uit, toe hy daai volgende vers sê, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het, en op hulle einde gelet het, toe hy in die woord van die Here begin kyk, en in die teenwoordigheid van die Here, toe sien hy die verborgenheid van die Here. My verborgenheid is met julle. Die misterie van verlossing, wat nie verdien kan word nie. Die misterie, die verborgenheid van vrymaking, wat nie gekoop kan word nie. Wedergeboorte wat nie bewerk kan word nie. Die ewige lewe wat nie verklaar kan word nie. Van God se liefde, genade en guns. Hy sê, wees vergenoegd. Paulus sê, dis 'n groot wins, die godsaligheid, saam met die vergenoegdheid. En dan vind ons die volgende beginsel, is die van ootmoedigheid. Die van ootmoedigheid. Nou, verse 33, 34 en 35 beskryf dit vir ons, en hy skryf dit op 'n baie ander manier as al die ander beginsels, waar al die ander 'n duidelike opdrag tweeledig het, met 'n stelling of 'n belofte, kom hy en hy maak 3 stellings. Hy gee geen direkte opdrag nie, maar eerder 'n kontras. So in die laaste 3 verse kom hy en hy kontrasteer 2 groepe van mense met mekaar. En ons lees hier die woorde in vers 33. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer behoue, maar die dwaase behaal skande. Die Here weerstaan die spotters. Hy spot met die spotters. Nou wie is die spotters? Die spotters is die mense wat vol is van hulle self. Die spotters is die mense wat dink hulle kan in hulle eie mag en in hulle eie krag iets bereik in hierdie lewe. Ek sit eendag by mense wat sogenaamd geestelik is in die charismatiese beweging, baie goddeloosheid. Hulle sê jy moet reeds gaan waar daar baie sonde is. Dis net nadat ek opgehou fight het. Ek het opgehou professioneel beklei, want die Here het my siel uit genade gered en ons het by casinos en plekke beklei en drank was baie keer die borge en ek het gesê ek dra nie klere van borge nie en ek wil nie by hierdie plekke wees nie en allerlei verskillende gedagtes wat die Here my hart gelê het. En hierdie persoon sê nee, maar die Here soek 'n Dawid ook daar, al loop jy nou met 'n drank hempie. Die Here soek 'n Dawid daar. Dis hoe hierdie mense gaan. Maar hierdie mense kom daar. Hy sê, jy weet, hy verstaan nie hoekom jy altyd al die eer vir die Here gee vir jou harde werk op jou plaasie. Jy het hard gewerk, jy het gehoes. Jy kom ons bietjie sê ek het hard gewerk en kyk wat het ek gemaak. Spotter. Eendag wanneer die Here Jesus weer kom in die 1000-jarige vrederyk, dan gaan hulle sien, joh, ons het gedog 14 en 20 tonne hektaar mielies is goed. Hier kom dan nou sommer 100 ton af. En dan het ons nie eens gewerk daar nie. Hy sê, maar hy gee genade aan die ootmoediges. Sien die vraag wat hy na vore bring in die laaste 3 verse, is ek en jy moet nou 'n besluit maak op grond van alles wat gebeur het en ons gaan nog by wysheid uitkom. Wie wil jy wees? En wat gaan jy daaromtrent doen? Jy het nou al hierdie beginsels gehoor en wysheid kom nog, maar dis eintlik wat na vore kom. Hy maak 3 stellings en hy sê wie wil jy wees en wat gaan jy daaromtrent doen? Want jy sien ootmoedigheid is iets wat ons moet doen. Ootmoedigheid is iets wat ons moet doen. Jy sien die antwoord lê in die vraag, wat is ootmoedigheid? En dit is waar ons die volgende 3 Sondae ook gaan praat, 2 Sondae en dan is ek weg vir een en die een daarna gaan ons voort met 'n reeks wat ons spesifiek hieroor gaan praat. Maar in kort kan ons vanmôre sê ootmoed is nederigheid in aksie. Dis hoe jy die innerlike houding van jou lewe uitlewe. Hoe hierdie dinge wat hierdie beginsels nou sigbaar word in jou lewe. Dis die bewys dat hierdie beginsels deel is van jou lewe. Sien jy nie vriende, daar is nie iets soos ootmoedigheid sonder gehoorsaamheid nie. Daar is nie iets soos ootmoedigheid sonder liefdevolle goedheid nie. Daar is nie iets soos ootmoedigheid sonder afhanklikheid, nederigheid, rentmeesterskap, onderdanigheid, barmhartigheid, naaste liefde, vergenoegdheid nie. Daar is nie so iets nie. Dit is die bewys, is die uitleef van al hierdie ander beginsels. Party mense skryf neer, die kenmerke daarvan is 'n leerbare, sagmoedige gees.
Ander sê een van onderwerping. Ons lees in Psalm 25 vers 9. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges in sy weg leer. Dis een van onderwerping en van leersaamheid. Dis een van oorgawe, leef sonder selfverdediging, leef sonder selfregverdiging, leef sonder selfverheerliking en selfverdediging. Dis een wat God vertrou vir die uitkomste en nie sy eie eer soek nie. Johannes 3 vers 30 skryf 'n baie mooi beskrywing van ootmoed. Maar hy moet meer word en ek moet minder word. Op die kerkraad moet hy meer word en ons moet minder word. Agter die kansel moet hy meer word en ons moet minder word. In ons werk, straatwerk, waar ons mense evangeliseer, moet hy meer word en ons moet minder word. Ons moet nie op 'n straatwerk doen nie, maar hy moet meer word en ons moet minder word. Wanneer ons traktaatjies uitdeel, in daai aksie van traktaatjie uitdeel, moet hy meer word en ons moet minder word. In ons gehoorsaamheid moet hy meer word en minder word. In ons liefdevolle goedheid moet hy meer word en ons moet minder word. In alles en elke opsig moet hy meer word en ons minder word. Ons gaan nie baie uitbrei oor ootmoedigheid nie, ons begin met die reeks daaroor volgende week. Maar die 10de beginsel, die van ootmoed, is God se genade rus op die ootmoedige. Die wyse beerf eer en die Here seën die woning van die regverdiges. Maar nou wil ons 'n klein bietjie tyd stil staan by die middelste beginsel, wat die langste van hulle almal is. Want die middelste beginsel is die van wysheid. Dit begin in verse 13 tot 27. Maar hy het ook 'n tweeledige opdrag in die middel. So hy brei eers 'n bietjie uit oor hierdie beginsel en dan gee hy die beginsel met sy belofte en dan sluit hy hom af. En wat hy eintlik vir ons probeer sê deur dit sentraal te sit en in die middel te sit, dat alles wat voor dit is, die fondasie en die uitleef daarvan sonder die middel. Dis soos 'n wiel, soos speke. Hierdie rim en die tyre is die fondasie van daai beginsels, is hierdie rim, hierdie ysterrim, nederigheid, gehoorsaamheid, liefdevolle goedheid, afhanklikheid, renmeesterskap, dis maar net die rim. Die tyre is daar waar dit die teer tref, barmhartigheid, naaste liefde, onderdanigheid. Hierdie dinge is maar net die band daar buite hom. Ek hoop ons sit almal die beste op. Ek weet nie wat die beste brand is, maar jy moet die beste op hê. Maar weet jy wat? Daar in die middel is daar 'n beering. Daar in die middel is daar hierdie hoof van die wiel wat met sy speekies uitgaan na elkeen van hulle toe. En daai hele ding in die middel is wysheid. Sonder dit gaan daai rim vir jou nêrens bring nie. Sonder dit gaan daai buiteband, daai tyre vir jou niks bring nie. Maak nie saak hoe goed die rim is nie, maak nie hoe goed die tyre is nie. En hy kom hier en hy bring hierdie wysheid. En ek gaan vanmôre gaan ons dit baie kortliks hanteer, ons sal dalk eendag in volle lengte dit gaan. Maar wanneer dit kom by die beginsel van wysheid, dan begin hy in verse 13 tot 18 en hy sê wat die waarde van wysheid is. Hy sê dit is, die verkryging is beter as silwer en die verwerring beter as van goud. Dis kostliker as korale en al jou klein node kan daarmee nie vergelyk nie. Hy praat eintlik maar iets wat die Here Jesus in Matteus 44, 13 vers 44, 45, 46 hanteer het, toe hy verskillende vergelykings gebring het. Die Here kom daar in verse 44 van Matteus 13, hy sê verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand en wat 'n man gekry het en wegsteek en hy blydskap daar gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Dan gaan hy verder met die volgende een. Hy sê verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parel soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, toe gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. En hier kom hy in die eerste plek sê hy die waarde van wysheid. Hy sê die waarde van wysheid. Dis nie belangriker as enige iets anders nie. Dis belangriker as alles anders. Jy moet vanmôre luister wat ek sê. Dis nie belangriker as enige iets anders nie, dis belangriker as alles anders. Want as ek sê dis belangriker as enigiets, dan kan ek sê dis belangriker as hierdie orgel en ek kan sê dis belangriker as hierdie tafel en dis belangriker as hierdie stoele en dis belangriker as hierdie karre, maar dit is noodwendig belangriker as alles van dit saam nie.
En om wysheid te vind, is nie belangriker as 'n item nie, 'n goeie bankrekening, 'n goeie werk, 'n goeie vrou, 'n liefdevolle familie, 'n goeie kerk nie. Dis belangriker as dit alles saam. Om wysheid te vind is die belangrikste ding van dit alles. En hy kom en hy begin, voordat hy die beginsel van wysheid, die opdrag van wysheid vir jou gee, kom hy en hy sê die waarde van wysheid. Ten tweede gee hy die bron van wysheid. Hy sê, dit is 'n lewe, dis die lewe. Ons lees dit in verse 19 en 20. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand het hy die hemele vasgestel. Deur sy kennis het hy die watervloede oopgebreek en die wolke het dou gedrup. Let op die taal van hom hierso. Hy sê die bron is, kan ek dit vir môre wie sê? Jesus. Jesus is ons wysheid. Wysheid is maar net 'n naam van Jesus. Want hy het deur Jesus dit alles geskaap. Ons lees dit in Hebreërs, want hy, wanneer hy oor die Here Jesus praat, hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy sê die bron van wysheid, die wysheid is lewe, maar 1 Johannes 5 vers 12 sê hy wat die seun het die lewe, wie die seun het nie die lewe nie. God het deur wysheid die aarde geskaap, 1 Johannes 1 vers 1 tot 3. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe is die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het nie oorweldig nie. Die bron van wysheid is Christus. Christus is wysheid. En daarom is dit die belangrikste en mees sentrale. En dan kom hy by die belofte, voordat ek by die opdrag kom, die belofte van wysheid. Hy sê dit sal wees lewe vir jou siel. In verse 22 tot 27 lees ons verskillende dinge. Hy sê dit sal lewe wees vir jou siel. Nou vriende, die Bybel sê, julle wat dood was vanweë die sonde en misdade, het hy lewend gemaak in Efesiërs 2 vers 1. Jy sien, wanneer jy die Here Jesus ontmoet, dan bring hy lewe, en nou kom hy, die belofte van wysheid is lewe, met ander woorde, wysheid is Jesus, en Jesus is wysheid. Al hierdie ander beginsels gaan niks beteken as ek en jy nie Jesus gevind het as ons saligmaker en ons verlosser nie. Hy gaan verder, hy sê dis nie net lewe nie, die belofte sê dis 'n sieraad vir jou hals. Lees ons daarso, soos hy sê, dit sal wees lewe vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Nou soos wat hy gesê het, daardie hangertjie wat 'n vrou naby aan haar hart hou, wat sy hier dra. Soos wat hy sê, liefdevolle goedheid is soos 'n hangertjie wat ek en jy moet dra, dit moet ons nabye metgesel wees. Hy sê, maar weet jy hoe laat jy daai hangertjie mooi lyk? Ontdek wysheid. Ontdek wysheid, dan gaan 'n hangertjie mooi lyk, dan gaan hy blink. As mense verbykom, dan gaan hulle sê, "Joe, dame, maar dis 'n mooi hangertjie. Meneer, wat skyn so uit jou lewe uit?" Die Here Jesus sê vir Nikodemus, wat nie lekker verstaan van redding en wedergeboorte nie. Hy sê, weet jy hoe's dit? Vir hoe's 'n persoon wat gered word? Hy sê, dis soos 'n wind wat waai en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Dis sigbaar en meetbaar. Jy kan nie die wind sien nie, maar jy kan die blare sien. Jy kan dit voel. Hy sê, weet jy wat? Wysheid is iets wat dit gaan laat skyn. Mense gaan dit sien. Mense gaan Jesus in jou lewe sien. Die belofte van wysheid is veilig wandel hemelwaarts. Jy gaan nie jou voet stamp nie. Judas sê vir ons, aan hom nou, wat mag het om julle van alle struikeling te bewaar. Hierdie geweet, die Here kan nie bewaar van struikeling. Hy kan saam met die versoeking ook die uitkoms gee, as jy hom daarvoor vertrou. Hy sê die belofte van wysheid is lewe. Dis 'n versiersel, dis iets wat aangenaam gaan lyk in jou lewe. Hy sê dit is veiligheid. Hy sê nog 'n ding, hy sê dis vrede, vir goeie gewete. Hy sê as jy slaap, gaan jou slaap soet wees. Ons lief vir die konferensies, na sy oom vir wie ek baie lief is, dan kry jy hom nou op 'n konferensie Saterdagmôre. Oom, hoe het hom geslaap? Hy sê ek het nie sonde wat my wakker hou nie. Jou slaap sal soet wees. In vers 25 sê ook,
volle versekering, jy hoef nie te vrees nie. 1 Johannes 5 vers 13, hierdie ding het ek geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nie wonder en nie hoop nie, en ons lees dit as een van die beloftes van wysheid. Want die Here sal jou vertroue wees, en hy sal jou voet bewaar vir die strik. Ons lees net dit, jy hoef nie bang te wees vir die skrikke, vir die skielike skrik van ondergang van die goddelose as dit kom. Weet jy wat? Die belofte van wysheid is, dit sal wees lewe, versiering, dit sal wees vrede, lekker slaap, volle versekering, Jesus is myn, maar ook veilige wandel. Maar in die middel, verse 21, kom die opdrag. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg, dan sal dit lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Die opdrag vind ons daar in vers 21, en weer eens tweeledig, laat nie en bewaar. Laat nie en bewaar. Hierdie waarde van wysheid, die bron van wysheid, die belofte van wysheid, my seun, laat dit nie uit jou oog nie, hou dit voortdurend in sig. Moenie toelaat dat dit verdwyn nie. Ek het hier 'n kwotasie van 'n Bybelkommentaarskrywer uit die 1700s uit wat skrywing het in Engels gesê, meaning not the things done by wisdom, though it is good to contemplate his works of creation and providence, which serves to set forth the glory of Christ and lead into according to and admiring views of him. And to be thankful to him, but wisdom, understanding and knowledge, whereby these things are done, which are but so many names of Christ. We should always set them before us, keep him always in view, be ever looking to him by faith, and never suffer him to depart from our eyes. We should always have in sight his divine person and our acceptance with God. We should keep in view his righteousness for our justification. My seun, laat dit nie uit die oë nie. Moenie toelaat dat dit verdwyn nie, moenie toelaat dat dit vir 'n oomblik verskuif nie, soos Petrus wat uit die skip klim, en hy kyk na die Here Jesus en hy loop op die water, en vir 'n oomblik laat hy daardie beginsels van wysheid uit sy oë, hy verskuif dit, hy kyk hier na die golwe, en hy sink. En hy sê die eerste beginsel, die opdrag die van beginsel, is hier, laat dit nie verdwyn nie. Hou nie op, kyk na die Here Jesus nie. Bly gefokus op die Here Jesus, bly gefokus op die wysheid van God. En die tweede gedeelte van die opdrag is, bewaar dit, waak oor dit, beskerm dit, onderhou dit met doelbewuste sorg. Nou jy onthou dat by die gehoorsaamheid was hierdie soortgelyke gedeelte, bewaar dit, staan op vir dit, staan vir dit, beskerm dit, beskerm dit wat die Here Jesus vir jou gedoen het in jou lewe. Maar hy sê die woorde, laat nie en bewaar, en hy gebruik twee woorde, beleid en oorleg. Nou in ons nuwe Suid-Afrika, of 'n nuwe generasie, as jy nou groot geword het, soos ek groot geword het, dan lees ek beleid en oorleg. As ek ek weet nie wat dit beteken nie. Beleid en oorleg. Wat beteken dit? Ek wonder, wat beteken dit? Hy sê, laat hierdie beleid en oorleg nie uit jou oë nie. Bewaar beleid en oorleg. En ek moes die hart gaan bestudeer het, en 'n paar ander mense gaan bestudeer het, om uit te vind, wat beteken hierdie beleid en oorleg. Nou gaan ek eers vir julle in Engels sê, wat Dr. Adam Clarke hier hoor te sê het. Hy sê die Hebreëse woorde, en ek gaan dit nie mooi uitspreek nie, is the essence of substance of a thing. Dis die een vir beleid. The essence or substance of a thing. En die tweede een oorleg is the resolution or purpose formed in reverence to something good or excellent. To acknowledge God as author of all good, dit is die beleid, the essence of a godly man's creed. To resolve to act according to this discretion of wisdom, dit is die ander woord, oorleg. Hy sê met ander woorde, die waarde van wysheid, die bron van wysheid, die belofte van wysheid, om dit in die eerste plek te erken as die bron van alles, dis beleid. Nou wat is dit as ek 'n ding erken? Dan glo ek in hom. Geloof. Hy sê, laat geloof nie uit jou oë nie. O vriende, hoe maklik is dit dat 'n kind van die Here eers langs die pad, veral as hy lank op die pad is, bietjie bety daar geloof betwyfel.
Waarom? Want toe die Here Jesus maar as 'n goddelose sondaar daar in die modderslyk uitgehaal het, het hy 'n wonderwerk gedoen, hy het my vrygemaak. Ek was so bewus hoe hy my verander het. Maar na 10 jaar, na 15 jaar, na 17 jaar, na 18 jaar, na 30 jaar, na 50 jaar, kan ek nie meer onthou dat ek gevloek het nie. Ek kan nie meer onthou dat ek in hierdie dinge geleef het nie. En dan begin 'n mens wonder, maar hoekom? Was dit nou maar dissipline? Hy sê, moet nooit uit jou oog laat gaan, dit wat jy glo, en dit wat jy geglo het nie. Om Jesus te erken as die bron, skepper van alles wat goed is, geloof, dis die fundament. My seun, laat dit nie uit jou oë nie. Geloof, jou lewensbeskouing. God is wysheid. Alles wat reg is, alles wat goed is, alles wat lewe bringend is, kom van hom af. En dis die eerste een, hy sê, my seun, laat dit nooit uit jou oog uitgaan nie. Dat dit is nie belangriker as enigiets anders nie, maar belangriker as alles anders. Want daar's net een persoon waardig en dis Jesus Christus. Hou beleid. En die tweede ene, oorleg. 'n doelbewuste plan of resolusie. Doelgerigte voorneme op grond van dit wat ek nou erken het in my beleid. Ek erken dit is nie belangriker as enigiets nie, maar as alles. Wat gaan ek daaromtrent doen? Oorleg. 'n doelbewuste plan of 'n resolusie, 'n doelgerigte voorneme. Dit is nie net om te weet of te glo wat reg is nie, maar om vas te besluit om dit ook te doen. En daarmee gaan ons afsluit hierdie gedeeltes in dit. Hy kom hier na ons toe en hy sê 11 beginsels. Maar die 11de is eintlik die middelste. Hy sê my seun, laat beleid en oorleg nie uit jou oog nie. Wat jy glo en daaromtrent doen. Dit wat ek geglo het en gereageer het en my voorgenem het, ek gaan die Here dien. Laat dit nooit uit jou oog uit nie. As jy 'n besluit gemaak het, ek en my huis ons gaan die Here dien, laat dit nooit uit jou oog uit nie. As jy 'n besluit gemaak het om die Here Jesus aan te neem as jou saligmaker en verlosser deur die Heilige Gees, deur die voorafgaande genade van God jou oortuig het van sonde en geregtigheid en oordeel, moet nooit toelaat laat dit uit jou oog uitgaan nie. Ek het dit al seker hier gesê en ek gaan dit weer, ek ry daar in 'n straat in Bloemfontein terwyl ek bid vir 'n persoon wat aan dwelms verslaaf is. En terwyl ek so ry en ek bid vir hierdie persoon, maak ek my gebed klaar en ek sê, Here, ek wonder of kan hy nog gered word. Dis asof ek vergeet het wat hy vir my gedoen het. En dis asof hy net vir my weer sê, nee, kyk, waar was jy en hoe het ek jou uitgehaal? My seun, laat dit nie uit jou sig nie. Bewaar dit, beskerm dit, staan vir dit. En as ons hierdie dinge vir 2026 deel maak van ons lewens, ons sê, Here, ons wil al hierdie beginsels ergens op ons hart skryf, op 'n papiertjie, miskien daar in die kombuis. Ek wil myself herinner, ek wil dit uitlewe, dan draai dit rondom die middelste wysheid. En vanmôre sluit ons die diens af. En ons het al die beginsels gehoor, en ons het die beloftes gehoor, die Here gaan vir ons sorg dat ons skure vol is, en ons wynparse oorloop. Hy gaan ons baie gelyk maak, hy gaan vir ons laat skyn, hy gaan al hierdie verskillende dinge voordoen. Maar vanmôre is die vraag, 2026, waar staan ek? Hoe lewe ek? Hoe lyk my lewe? Wanneer mense na my kyk. Maar meer belangrik vanmôre, as u sit, het die Here Jesus aan my siel genaai. Het ek al wysheid gekry? Dit wat meer is belangrik is as alles anders, nie net enigiets anders nie. Amen, kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre nou kan hierdie diens en reeks afsluit met die belangrikste van dit alles in gedagte, Jesus Christus ons verlosser. En dat ons vanmôre kan dink dat Here, daar is niks anders vanmôre belangrik as U nie. Ja Here, al hierdie beginsels is van kardinale belang, maar belangriker nie as een van hulle of elkeen van hulle nie, maar as almal van hulle saam is wysheid, Jesus Christus. En ek wil tog vanmôre vir 'n persoon bid. Miskien is daar 'n persoon in hierdie diens wat nog nie waarlik weergebore is. Hier sit vanmôre hier, ja, hy's 'n goeie kerkmens, miskien is hy goddeloos, hy is miskien gehoorsaam, hy's getrou, hy's goed, mense ken nie as 'n liefdevolle, naaste liefde mens,
maar jy is nog nie weergebore nie, dan wil ek vanmôre vir u bid. En ek wil vra vanmôre, as u wil hê ek moet vir u bid, dat u die hand opsteek. Ek wil graag vir u bid. Is daar so 'n persoon wat vanmôre sê, dankie, ek sien daardie hande, jy kan maar weer sak. Nog 'n persoon wat sê, bid vir my, ek is nog nie weergebore nie, ek het wysheid nog nie ontmoet persoonlik nie. Bid ook vir my. Is daar so 'n persoon, nog 'n persoon wat sê, bid vir my. Ek wil baie graag vir u bid. As jy bekommerd is, ek sien daardie hand, dankie, ek het vir jou gewag. Moenie bekommerd wees nie, die Here wil u red vanmôre. Hy het vanmôre hierdie doel met u. Hy wil u red vanmôre. Hy wil u vrymaak. Hy wil vanmôre dit wat meer belangrik is as alles in die lewe wil hy vanmôre aan u voorstel. 'n Laaste geleentheid. Nog 'n persoon wat sê bid vir my. Ek het ook die stem van die Here gehoor. Laaste kans. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons nou ook kan bid vir daardie persone wat vanmôre gereageer het. En dat ons ook vir u kan vra dat u vanmôre genade sal gee, reddingsgenade. Here, 'n hand is maar 'n hand wat opgaan, maar Here, dat u vanmôre vir hulle sal oortuig om daardie stap te neem om te sê, Here, hier is ek verlore sondaar op pad na die hel toe. Red my, Here. Ek wil vanmôre die belangrikste van dit alles ontmoet. Help vir hulle, trek vir hulle, Here, vir ons as gemeente. Help om te bid in hierdie week vir hulle, al ken ons nie hulle name nie, Here. Maar Here, dat hulle sal deurgaan en die getuienis van die Heilige Gees kan kry. Voeg hulle by, Here, en word u verheerlik. Dankie dat ons dit kan bid vanmôre. En ook kan vra, Here, dat u ons sal seën soos ons uitmekaar gaan en ook u self sal verheerlik in ons lewens in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit die diens af met hierdie lied. Daarna sal ek die seën uitspreek en dan gaan u net agterbly vir die kort vergadering. Neem my lewe, laat dit Heer. En as jy 'n behoefte het en jy wil graag saam bid, kan jy na die kort vergadering ook met my kom praat. Ek bid baie graag saam met u. Ek kan u nie red nie, maar ek kan vir u wys wat sê die Bybel, hoe eenvoudig dit is. Mag die liefde en genade van God onze Vader, die Here Jesus Christus en die kosbare, teere opsoekende werk van die Heilige Gees met elkeen sein bly, tot ons hom weer sal sien. Amen. Wie sal